Asai, goeiemôre, lekker. Ons Louko Charolais hierso in Frankfurt, by Frankfurt afslaersentrum. Is dit ja, dis die livestock center. Ja. En ons gaan nie met Nico. Ons 'n bietjie gesels oor die kruise. Nou ja, as Charolais bekend vir die kruise wat hulle vir jou kan bied. Die kruissteeling en hierso is 'n paar van ons maras hier langs my. Hier staan 'n paar kalvers. Hierso het een vanoggend gekalf op 'n ys hierso in die lekkerte en bitter mooi kalfie, maar ons gaan kyk en ons 'n bietjie praat oor die waarde van hierdie kruise wat hier staan. Ons gesels met Nico, luister saam. Nico, hoe gaan dit? Goed met jou, Tinus. Goed, dankie. Nico, sê gou vir ons wegspring nie. Jy jou agtergrond voor hier by die Charolais begin het by Louko. Waar kom jy vandaan? Hoe dink jy oor dinge? Ek het begin by die Brangus, gebore by die Brangus, by die Bonsmaras. Seker in 2007 het ek vir 'n ou geboer in toe hy met die stoet begin. En so het ek geleer en ek glo tot vandag toe dit was die regte plek om te leer. Die Bonsmaras se stelsels is in plek. Daar's 'n dissipline. So dit dink is die regte plek om te leer en dit is wat ek doen met die Charolais by Lourens. Ek gebruik fisies die Bonsmaras se agtergrond, daai kennis jy daarop gedoen het en gebruik dit en pas dit toe en jy pas ook toe met jou eie logika natuurlik. Ja, nee, ou moet jou eie logika, jou oog moet hom saamspeel, anders help dit nie veel nie. Jou oog en die syfers, ek sê nog altyd die twee moet by mekaar uitkom. Ja. Maar ons staan hier so kos kyk hierso staan eintlik kyk vir mense, eintlik staan 'n baie paar mooi bitter mooi Bonsmaras hierso. En dit is nou alles op veiling. Maar wat langs hulle staan is hierdie jong Charolais kalvers en ja, jy het gisterand genoem van die klein kalvers wat dit gee. Hierso is een nou gebore, daar's ons. Ja, vanoggend gebore en daar's 35. Ons sê tussen 32 en 35 as ek moet raai. Maar dit is so easy 'n maklike kalf met Bonsmaras en dit is eintlik wat jy eintlik maar wil verkoop. So sê maar die Charolais het nie groot kalvers nie. Hulle gaan nie vassit nie. Ja, kyk wat 'n ou moet doen is jy moet ook maar doodseker maak dat jou bulle wat jy aan 'n ou verkoop wat regtig verse wil gaan oopmaak, dat dit reg is. Jy weet, dis hoekom die geloofwaardigheid van ons syfers redelik hoog is en ons kan dit hier sien. As jy na die kalvers kyk en die koeie en dan die ander by Exceed in Bloemfontein kan jy saad koop van 'n Charolais bil wat fisies wat rooi hulle getap het daai tyd net vir die oopmaak by melkkoeie, jy weet. En omdat dit 'n skuifkalf is dit 'n kalf hulle maklik en hulle groei lekker. As hulle nou hier wegtrek dan groei hulle, jy weet, daai basterkrag. Ja. Die gebruik van Charolais in die melkindustrie, is dit 'n ding wat nou nogal begin posvat? Ja, kyk, ek sê rooi hulle Kobus Grobler, hulle daai ons het ons genader op 'n stadium en gesê hulle soek saad want die ouens in die melkbedryf soek Charolais saad om op hulle koeie te gebruik. En ek dink dit gaan grootendeels oor die klein kalf. Hy kalf maklik en hy groei. Ja, goeie ware is. As hy bottelkalvers hulle verkoop een van die dag. Ja, kan hulle R200-300 bietjie meer kry op daai kalvers hang van die seisoen. Nee, definitief. As jy normaalweg sou kry. Nee, definitief. Ek dink dis dieselfde. Ek dink gisterand ook genoem vir jou. Wat ek nou nogal dink is 'n ou kommersieel is en jy het 'n skoon Bonsmaras stoet of Brangus stoet of wat ook al jy het, of nie stoet nie, ek bedoel kommersiële koeie. Mens wil tog jou vroulike diere wat jy terughou. Moet tog jou ras wees, jy weet. Maar om die natuur in te bring om daai goed vir jou te klas, sal ek voorstel 'n ou moet as jy 4 maande dekseisoen het, die helfte sit jy jou Bonsmara bulle in en dan onttrek jy hulle en jy sit die volgende helfte jou Charolais in en dan kry jy die kalf, die laatryp goed wat vir jou goeie kalf gee wat groei en goeie geld gaan en dan kan jy nog steeds uit jou vroeë ryp goed uit vir jou kudde verse of wat ook al terughou. Ek dink 'n ander lekker ding van die Charolais is jy kan sien wat se kalvers is Charolais. Ja, so en dit help ook as jy nou van die kom 'n bietjie rooi ras om te terminaal mee, mag jy dalk in die eerste paar maande sukkel om te besef wie's nou wie. Ja, nee, kyk hierdie ek het nydig met die vorige veiling was 'n ou wat in Barkley boer en hy het 'n bil gesoek want hy wil hulle hy het 'n wit bil gesoek want hy wil hom ver sien. Dit is al rede wat hy gehad het, maar hy het dit by Ngoonies gesit en dit is 'n bitter goeie kruis, jy weet, baie goed.
Soos ja, die Nguni is natuurlik bekend as 'n maklik kalf. Ja. En daai ekstra vleis by sit dan gaan dit nie lekker weg. En jy moet onthou Nguni se melk sterk. Ja. En daai kalf groei by 'n Nguni. Jy kan nie dink en dan staan hulle omtrent ewe hoog langs mekaar. So nee, die Charolais vir 'n kruisras wonderlik. Ek geniet die Charolais regtig, sy temperament is goed. Sy groei en kruis en kalwingsvermoë is goed. So ja wat, ek dink die Charolais daar's 'n toekoms vir hulle definitief in Suid-Afrika. Ja. Die bulle wat daar van julle afkom is maar harde wêreld vir 'n Europese ras. So dis aangepaste diere wat oor die tyd aangepas het. Ja, ja. Jy kan dit ook 'n bietjie sien. Mens kan sien bietjie korter op die been, 'n bietjie dieper. Dit is die diere wat daai eienskappe moes kry om daar agter te bly. Nee, verseker, ek bedoel fenotipe speel 'n vreeslike groot rol wat dit dan betref. Want as jy nou in Klokkelaan gaan sit, die groot koeie hoog op die been, hoë raamgoed, hulle sukkel met vrugbaarheid. Jy weet, dis maar die kort en die lank. So as jy hulle korter maak en 'n bietjie dikker en meer sprong van rib, dan kry jy 'n vroeër ryp dier en dit beteken baie dis tog bo 'n ou se lys vrugbaarheid, jy weet. En dis in daai tipe diere kalf. Ja, so vir hulle laaste kyk, kan dit sien in die kop en die goeters en die potensiaal en daai hier is nogal is potensiaal, ek weet nie. Nee, dit is mooi. Weet jy wat die mense hierdie kry in die bonsais? Ek weet nou nie of 'n bonsai nou die regte naam is nie, maar hy gaan definitief vinniger as 'n bonsai groei. Ja, maar ek sê vir baie dankie my gesels het. Ek weet jy moet nog 'n paar mense gaan besig hou en dan praat ons weer. Nee, dankie Tinus. As jy right hulle dit, as jy vandag wil be en jy kan nie wees nie, dan kan jy vir my skakel. Jy kan vir Nico skakel of jy kan vir Lou skakel. So vanaf gou al die details hier onder vir julle neersit. Ons het ongelukkig nie die aanlyn fasiliteite nie. Maar bel en dan kan jy ook vir Vleis Sentraal Frankfurt bel. So jy nodig het hier is 'n baie sterk string bulle, lekker kommersiële pakkies en ja, hierso is 'n paar colors hierso wat al klaar dink ek vir jou gaan geld maak op die grond. Volgende keer, totsiens.